In die gebied noord van die Mellaar reën dit al 'n paar dae lank aanhoudend. Die wolke hang dik, die wind wil nie gaan lê nie en die reën wil nie ophou nie. Die sneeu in die woud begin smelt en die water begin in stroompies wegloop. Die stroompies vloei so vinnig as moontlik tot by die Mellaar rivier, wat weer sy bes doen om al die water na die Mellaar meer te neem. Die mense en diere weet dat dit elke jaar moet gebeur voor dit lente kan word, maar soveel reën het hulle nog nooit gesien nie. Ek het altyd gedink die Mellaar is 'n vriendelike rivier. Hy is vriendelik, maar hy's magteloos teen al die water. Ons stroom elke jaar ons het hulle nogtans vertrou almal om. Ek verstaan dit nie. Hulle sê so daar nog te so mooi meer. Ek voel jammer vir die diere wat hier woon. Hulle verloor elke jaar hulle huise. Maar hoekom laat hulle toe dat dit gebeur? Die mense behoort mos die diere te Wat help. kan iemand teen al die water doen? Selfs die mense is magteloos teen so baie water. Ek is bly dat ek 'n laplakker gaan trek, nie wat dit daarom te nat. Was dit nooit so erg as vir Jan nie? Kan die reën nie verdra nie, al wie jy daarvan kry is koue. Ek dink niks om te eet nie. Ritos, die water styg op. Van wanneer af praat visse dan? Sien ek dan nog spook ook? Ek probeer al 'n paar dae lank 'n verdekselse vis vang. Hier spring die heerlikste eetgoedjies voor my neus verby. Ek moet hom onmiddellik agterna sit. Ek kan voel ek is nie meer te jonk nie. Ek sal graag wil weet wat so snaaks is. Ek lag maar net op slim diekie sy baas gevang het. Is jy nie Agar die boodskapper nie? Dis reg, almal dink ek's 'n goeie boodskapper. Ek's betroubaar, vinnig en ek praat nie my mond verby nie en omdat ek oral heen moet vlug, weet ek baie meer as die ander diere, ja. Ek het altyd vols van jou gehoor en ek is vreeslik bly om jou raak te loop. Ek het 'n idee jy weet waar Akka en die ganse en hulle nou bevind. Miskien, maar ek is glad nie van plan om vir jou iets oor te vertel nie. Almal jy is 'n baie slim duif. Dink jy nou regtig ek is dom genoeg om vir 'n jakkals te vertel wat ek weet? Ek bedoel dit natuurlik net goed. Ek het niks te doen met jou nie. Dis net 'n boodskap vir Akka. Maar dit sal beter wees dat Akka nie hoor die boodskap kom van 'n jakkals nie. Anders gaan sy die vrede nie so mooi vertrou nie. Toe, dan moet jy opskit. Sê vir my wat jy wil sê. My tyd is baie kosbaar. Die swaankoning Daklaar het my gevra om te help. Het hom baie sleg met Daklaar gaan wat hy vir jou vra? Jy weet mos dat die Mellaar meer oorloop van al die reën en reeds groot dele van die land heeltemal oorstroom het. Natuurlik weet ek dat dit gebeur elke jaar. Ja, die arme swane het baie probleme. En Daklaar. Goed, ek kom onder toe. Dit is vir my regtig moeilik om te glo dat die swaankoning Daklaar so waar vir jou iets vra, maar in tye van nood is alles moontlik. Ja, hou nou jou staal. En luister na wat ek vir jou sê. Jy ken mos vir Niels Horgenson wat saam met die wilde ganse vlieg. Ja, ek het al van die arme skepseltjie gehoor. Hy is glo baie slim en het altyd baie raad. En omdat die swane as gevolg van die reën en die oorstromings heelwat probleme het met hulle neste en eiers, het Daklaar gevra dat Akka en haar swerm kom om hulle raad te gee en te probeer help. Maar die trotse swane wil gewoonlik niks met die wilde ganse te doen hê nie. Ja, dis waar, hulle kan nie die wilde ganse verdra nie, maar in tye van nood gee jy nie om waar jy hulp kry nie. 'n Mens moet saamstaan, maar ek glo vas daaraan. Jy moet onmiddellik vir Akka vertel dat Daklaar die knaapie verpag. Ek sê vir jou boodskap hier, maar ek is nog steeds verbaas dat 'n swane jakkals met 'n boodskap stuur. Ek
sou reken hy het beter smaak. Ek sê vir Akka die boodskap gee, maar ek gaan haar niks van jou vertel nie. En sê vrywillig aan hulle moenie draai nie, Akka moet haar roer. Dis 'n dringende saak, hoor jy? Hierdie keer gaan dit werklik aan moet voel. En wat is die boodskap wat jy vir ons bring, Agar? Ek kom oor 'n baie ernstige saak wat ook vreeslik dringend is. Daar klaar die Swanekoning is in die moeilikheid en vra jou hulp. Die vreeslike storms het hulle neste versteur en al die eiers het in die water geval. Daarom vra die jakkals nie, ek bedoel daar klaar, dat jy en jou swerm met Nils na die baai kom om die swane te help. Kan jy nou meer? Dit is snaaks. Die swane vra ons om hulp. Nee. Ek sal nie self van droom om my dom en verwaande swane te help nie. Ek weier om dit te doen. So swem hulle altyd by ons verby. Ons sê altyd vriendelik goeiedag, maar hulle... Ons is ewe skielik goed genoeg om hulle eiers uit die vuur te krap. Ek help ookie. Sal almal asseblief stil bly? Akka wil graag met ons praat. Ek kan verstaan dat julle nie wil help nie. Dit is waar dat die swane ons nie goed gesind is nie en ons gewoonlik vermy, maar dit is nie ons skuld nie. Daar's 'n reël wat julle nie moet vergeet nie. As een voël 'n ander een om hulp vra, dan mag jy nie weier om te help nie. Maar die swane nie. Tog, Gustav, dit geld ook vir hulle. Die oorstromings het die swane se neste versteur en die eiers lê in die water. As dit met ons gebeur, sal jy ook bly wees as iemand ons help. Ek beskou dit as ons plig om hulle te help. Ja, jy's heeltemal reg, Akka. Ek vra asseblief of ek hier kan bly. Almal gaan of almal bly? Sy kom Moenie saam. skree nie, Gunnar. Ingrid is bang en ek kan dit baie goed verstaan. Ek voel self onrustig oor wat alles kan gebeur. Veral as die jong voëls weer hulle meure verloor. Onthou net, julle gaan nie weer soos verlede jare vir die swane lag nie. Die eerste een van julle wat weer dan die begin sal definitief met my te doen kry. Ek weier om 'n pot te versit. Ek weier om saam met hulle te gaan. Gustav, my ore hoor nog baie goed. Ekskuus tog. Ek wil trots wees op julle, moet my asseblief nie teleurstel nie. Ons wil trots wees op julle. Dit lyk daarom vreeslik hier. Ek kan nie verstaan waarom hulle hier bly nie. Dit bly dit. En sy koningin Sneeuwwit bly al baie jare lank hier. Hier het vroeër nie een wilde swaan gewoon nie. Met 'n paar makkers wat op die kasteel se dam gebly het. Eendag het 2 van die swane oor die kasteelmuur gevlieg tot onder by die meer. En al die wilde swane wat hier bly stam van hulle af. Vandag is daar nie net op die Melar meer, maar ook op die Takan en die Hornburga meer wilde swane. En almal is afstammelinge van die 2 wat oor die muur gevlieg het. Die swane woon al jare lank hier. Hulle kan nie sommer net weggaan en alles agterlaat nie. Ons landing moet ordelik en netjies wees. Probeer asseblief om dit te onthou. Daai dom boodskapper het die ganse so waar hierheen gestuur. My arme en liewe volk. Die oorstromings het bitter baie skade aangerig, maar ek is verheug om te sien dat julle nogtans trots genoeg is om julle koppe hoog te hou. Ja, ons trotseer al baie jare die vloedwater, maar dit was nog nooit so erg soos vanjaar nie. Ons het alles verloor. Die wind het ons neste verwoes en al die eiers lê onder in die see. Laat ons hierdie baai verlaat en vir ons elders 'n veiliger plekkie gaan soek. Ek stem nie saam nie. Jy kan nie verwag dat ons die eiers in die steek moet laat nie. Asseblief, die meeste eiers lê op die bodem van die meer en ons sal hulle nooit weer kan uithaal nie. Hulle is verlore. Verbeel ek my of kom hier nog probleme? Wat kom maak hulle hier? Vra julle asseblief om baie netjies te swem. Natuurlik. Julle het gehoor wat Akka van Kepnekaise gesê het? Swem ordelik. Bors uit, kop omhoog, let op my liggaamshouding. So ja. Julle moet vlug swem. Deur die swane tot reg voor en gedraai julle goed. Moenie die swane aanstaar nie. Moenie begin fluister of hulle naaap nie. En als kinder hulle ook oor julle, moenie julle bekommer nie. Ons is hier om hulle te probeer help. Julle het gehoor.
Gedra julle en onthou swane is baie prikkelbaar. As ons moet veg, sal ons nie kan wen nie. Hulle is groter en sterker as ons. Dit lyk vir my asof hulle met ons wil kom gesels. Hulle moet hulle net nie kom verbeel dat ons met hulle klomp wil praat nie. Stilte. Luister na my. Ek kan julle verontwaardiging verstaan, maar dit is baie belangrik dat ons as swanne nou saam staan. Beweeg na julle groetposisie toe en gedra julle asseblief ordentlik. Ons berei 'n ontvangs voor vir die williganse. 'n Koninklike ontvangs sou ek sê. Sorg dat julle in gelid bly. Ja, ja. Kyk net hoe staar hulle. Verwarrende goed. Mense daar amper lus word bang vir hulle. Het jy al ooit sulke groot swane gesien, Kam? Nee, dit is die eerste keer wat ek swane sien. Ek is baie nuuskierig om te hoor wat hulle wil sê. Die oudste van hulle se naam is Akka. Sy word ook al oud. Ja, ons weet dat julle groot is. Hulle dan vreeslik uitspattig. Ek hoop net dat Akka weet wat sy doen. Dis 'n groot eer. Ek het nie gedink dat ons mekaar weer sou sien nie. Ons het gister eers opgedag, maar ons weet lankal reeds hoe sleg dit hier met almal gaan. Dit verbaas my nie. As dit hier sleg gaan, versprei die nuus gou. Wat is dit? Kyk nou net. Van wanneer af kry jy wit williganse? Het jy al ooit in jou lewe 'n spierwit willigaas gesien? Ek sê jou, hy was eers net so vaal soos die ander ganse. Hy het seker in 'n verfpot geval. Hoor, hy verbeel hom seker nou dat hy net so mooi soos 'n swaan lyk. Dis belaglik. Hy's maar net 'n doodgewone makgaas. Wie gee vir jou die reg om vir my dit net? Martien het niks gedoen nie. Dis baie lelik as alle swane soos kan ek regtig nie van hulle hou nie. Wat se baddas is dit? Kyk, hy ry met twee koppe. Jou vader lyk net 'n mens. Ek waarsku julle, ek verloor my geduld. Kyk 'n bietjie. Die ou wittetjie dink hy is die koning van die ganse. As jy wil bekyk, kom hier of as jy te skrikkerig, hè? So iets het ek nog nooit in my lewe gesien nie, as ek die waarheid moet sê. Jy kan my sommer nou leer ken. Ek het al met ander voorbeharige diere afgereken, dit kan jy glo. Nee, pas op, hulle het vreeslike lang nette. Ons moet 'n bietjie toets of die vere van die witte eg is. 'n Baie goeie idee. Miskien versteek hy nog 'n paar ander diere ook. Niks in julle ongemeen, dis mal gedoen, julle is lelik. Nou het ek genoeg gehad. Hou vas nou. En nou? Wat gaan nou aan? Het lyk asof Martien probleme het. Hulle eet lank as swange. As julle so swak het, van julle gaas af. Sake, steek nie anders maak ek van jou gaaspastei. Probeer net. Niemand staan er beledig vir my nie. Ek kry die gevoel dat daar 'n bekleier in die gang is. Ja, is iets aan die gang. Kom saam, ons sal hulle wys. Ons alles luister. Maar wat is nou aan die gang? Dit lyk glad nie goed nie. Ek moet hulle help. Het lyk nie eers vir my dis nodig om die werk self te doen. Hulle roei mekaar uit. Byt vas, Gustav. Ek kom jou help. Kom jou help. Vandag sal ons hulle les gee. Wat sal jy so jap? Jy het miskien 'n lang nek, maar jy het minder in jou kop as 'n mossie. As ek so dom vir jy was, sou ek nooit dit verstaan gemaak het nie. Laat my daar kyk!
Oh, meneer. Ek weet nie of ek die mekaar is nie, maar ek dink dis Aga. Aga! Aga! Hier, Aga! Wat? Wat op aarde doen julle daaronder? Neem ons asseblief terug na die swane se Aga. Asseblief, ons is in gevaar. Ek is bevrees dis alles my skuld. Die jakkals het vir my gejag. Sake gaan sleg verloop as ons nie help nie, Akka. Ons moes nooit by die saak ingemeng het nie. Daar kom Akka en Niels sit op haar rug. Niels het vir ons gered. Dis sonder 'n nood. Al die swane kom hier. Dit was nou vir jou geluk, hoor. Julle lyk almal baie skuldig. Nou toe, laat ek hoor. Wie van julle het met die bakleierery begin en nie na my waarskuwing geluister nie? Julle sê niks. Ek is teleurgesteld dat julle nie eers die moed het om dit te erken nie, is baie treurig. Dit was die swane het Martin Dan was dit Martin. Dit spijt my, ek weet dit was my skuld, Akka, maar ek wou nie hê dit moes gebeur nie. Maar die swane het my so kwaad gemaak dat ek toe my meer verloor het. Ekskuus tog. Dis nie Martin, het jy nie gesien wat die swane gedoen het nie? Ek kan verstaan dat Martin hom nie beteel het nie. Ek sou ook nie. Hulle het my vir my gedoen. Ek het niks vir hulle gedoen nie. Ek wou hom net help, Akka. Dis verskonings wat ek nie kan aanvaar nie. Ek het julle gewaarsku. Dank klaar, die sneeu wat is op pad. Ek wil graag weet wat er in die mou voor. Ek hoop nie alles begin weer van vooraf nie. Ja, Ek wil net vir julle sê dat die saak vir ons baie pynlik is. Alles wat die klein knaapie op die wit gaas rug gesê het, is die waarheid. Die swane kry die skuld. Maar as julle nie hier opgedaag het nie, sou daar ook nie 'n bakleierery gewees het nie. ons het met vreedsame bedoelings gekom om julle swane en julle nood by te staan. Agar die boodskapper het ons besoek en ons van julle probleme vertel. Sy het gesê julle eiers is deur die water weggespoel. Ja, dis ongelukkig die waarheid. Maar waarom het julle besluit om hiernatoe te kom? Het julle dan nie vir Agar na ons gestuur en om hulp gevra nie? Omdat julle nie weet om die eiers uit die water te haal nie. Ons het geen oomblik geaarsel nie, maar dadelik hierheen vertrek. Ons het dit as ons plig beskou om julle in julle nood by te staan. Verbasend. Ek wonder wat dit Agar besiel om dit te doen. Ons het Agar, die boodskapper, weke laas gesien en nie een van ons het eers daarvan gedroom om haar na julle te stuur nie. Ek dink Agar moet liewer self verduidelik. Ek stem saam. Waar op aarde kom jy daaraan dat ons jou na hulle toe gestuur het? Ja, Ek kan julle nie vertel nie. Wat bedoel jy kan ons nie vertel nie? Aga sê ons onmiddellik hoekom jy het gedoen het, anders... Aga, ons weet jy was die boodskap, vertel ons nou alles. Dit was Smirre wat my gestuur het. Ek moes hom beloof om julle niks te sê en ek skaam my vreeslik. Jy sê Smirre? Dis die Smirre. Duiwe is dom goed. Agar is die domste van hulle. Hy het baie oortuigend geklink en dis waar wat hy gesê die neste en die eiers van die swane is deur die reën en die wind versteur of hoe? Jy glo so ware jakkals. Akka sal sorg dat geen voel jou meer as boodskapper gaan gebruik. Wat so 'n vreeslike swaar straf is onregverdig. Ek het dit regtig nie verdien nie. Ek was ook altyd 'n staatmaker. Ek het altyd gehelp waar ek kan. Dis gaaf van hom om ons te help. Ek wil sê dat ons vroeër so naar met hom was. My swaanvolk is opreg bly en dankbaar dat julle ganse hier is om ons te help. Ons bewonder veral die dapperheid en hulpvaardigheid van Martin en Niels. Ek hoop tog net dat hul moeite met sukses beloon sal word. Maar Martin is 'n baie sterk gaas en Niels is 'n baie slim kereltjie. As hy eers besluit het om iets te doen, dan weet jy hy doen dit. Baie slim. Hier kom ek. Ek het iets gehoor. Hulle gelyk gehoor. Kyk daar. Sit hier voller. ek is so gelukkig. Sien jy, hulle kom sonder ons twee se hulp klaar. Ons moet eintlik 'n groot fees te beplan en sommer ook 'n vliegwedstryd te reël.
Martin en Nils werk vreeslik hard en julle wil feesvier. Kom help die ander onmiddellik. Die Gunnar kry dit ook altyd reg om 'n man se pret te bederf. Ek dink ons verdien die ou ruskansie. Ons was vandag al aktief genoeg. Stem hierdie saam mee, Lasse? Heeltemal reg. Ekskuus tog, Martin, moenie kwaad wees nie. Ons wil jou net help. Ek wil laf. Help my. Op is te goed, bly kom. Help! Help! Nou het ek jou uiteindelik. Dit was maar net die begin. Die volgende induik, hy moet gestraf word. Almal was baie gelukkig. Die slegte jakkals Smirre het op die vlug geslaan en tussen die swane en die willigase het daar vrede geheers. Die volgende dag op pad na die noorde vlieg die willigase oor die mynstad Falloon. Niels rek sy oë wyd oop om te sien wat daar ver onder aangaan. Hy weet dat dit die gunstelingstad van Bataki die raaf is. Bataki hou van alles wat geheimsinnig is en geniet dit elke keer om te raai hoe lank die skewe huisies aan die rand van die stad nog sal bly staan. Maar hy hou die meeste van 'n ou hut waar hy elke jaar gaan rondloer. Dis juis by die hut waar Bataki in die moeilikheid gaan beland. In volgende week se episode sal ons julle alles daarvan vertel.